Kom ons maak net die oë toe. Almagtige God en Hemelvader, Here, ja, ons is in die teenwoordigheid. Ons is diep bewus daarvan dat U hier is en dat U ons geroep het om vanmôre te kom in die teenwoordigheid, om ons harte vir U oop te maak, maar om ook U hart vir ons te hoor. Here, en dis my gebed, dat elkeen wat vanmôre hier is of wat inluister, dat ons U hart klop sal ervaar, dat ons sal hoor U liefde, dat ons opnuut bewus sal word, Here, ja, van ons eie feilbaarheid en swakheid, maar bovenal van U ongelooflike liefde en aanvaarding. Dankie, Here, vir 'n gemeente. Dankie dat ons deel kan wees van U liggaam, U kerk hier op aarde. Dankie dat U elkeen van ons geroep het. Dankie dat U ons wil gebruik. Here, U ken ons, soos wat ons vandag hier sit. U ken ons by die naam. U weet wat in ons lewe aangaan. U ken ons hartseer, ons worsteling. U ken ons vreugdes, ons opgewondenheid. En in alles kom ons na U toe en sê, Vader, kom vat ons hand. Dankie vir Jesus. Dankie vir U seun wat na die aarde gekom het. Dankie vir die pad wat hy vir ons en in ons plek kom loop het. Dankie vir die kruis. En dankie vir die opstanding. Here, gee dat ons in hierdie tyd opnuut bewus raak van U liefde vir ons. En dat ons opnuut ons lewens aan U toewy. Kom ontmoet ons vanmôre. Open U woord. Open ons harte. In Jesus naam. Amen. U kan die blaadjie uithaal. Die groen blaadjie is die preeknotas en die skrifgedeeltes vir vanmôre se boodskap. Ek dink dit sal goed wees as jy dit volg. Daar's nogal 'n hele klompie punte met aanhalings uit die Bybel wat ek gaan gebruik. Ons is besig, as jy nie ene het nie, daar's in die voorportaal nog daarvan. En as jy Engelse ene verkies, daar is ook 'n Engelse vertaling daar agter beskikbaar van die blaadjie. Ons is besig met 'n lydingsreeks. 'n Reeks wat handel oor die pad wat Jesus vir ons kom loop het, in die besonder daardie laaste gedeelte van sy lewe, wat oploop na die kruisiging. Die tema van die reeks is mense rondom die kruis van Jesus. En verlede Sondag aand het ons in Pukekohe stilgestaan by Judas. En as julle nie daai boodskap gehoor het nie, ek weet die oggend het ons vir 'n TV gehad en dit was 'n amazing geleentheid. Maar ek kan gerus na Sondag aand se boodskap gaan luister. Dit gaan oor Judas. En Judas en vanmôre se boodskap oor Petrus sluit nogal by mekaar aan. Ek gaan nie die boodskap van Sondag aand herhaal nie, maar ek wil vir u net daarop wys dat die twee het eintlik dieselfde gedoen. Ja, die een het verloon en die ander een het verraai. Daar's soveel ooreenkomste tussen die twee, maar daar's 'n reuse verskil. En dit het 'n ongelooflike belangrike boodskap vir ons. En gaan luister asseblief. Dit is op YouTube en dit is ook op Facebook, ACK Pukekohe. U kan dit daar gaan kry. Vanmôre staan ons stil by Petrus, die leier disipel, wat Jesus 3 keer verloon het. So kom ons lees. Lukas 22 vers 54. Nadat hulle, dit is nou die tempelwagte en soldate wat gestuur is, nadat hulle Jesus gearresteer het hulle hom weggelei en in die huis van die hoëpriester ingebring. Petrus het op 'n afstand gevolg. In die middel van die binnehof was daar 'n vuur wat knetterend gebrand het, met mense wat daar rondom sit. Petrus het tussen hulle gaan sit. 'n Diensmeisie het hom raak gesien waar hy sigbaar in die vlamme gloed gesit het. Nadat sy hom
goed bekyk het, sê sy, hy was ook saam met daardie man. Petrus het dit egter heftig ontken, vrou, ek ken hom glad nie. 'n rukkie later merk iemand anders hom op en sê, hy's mos ook uit hulle geleedere. Petrus se reaksie was, man, ek is beslis nie. Na 'n tussenpose van ongeveer 'n uur, het 'n ander persoon ferm bevestig, hierdie man was verseker saam met hulle. Hy is tog ook 'n Galileër. Petrus het geantwoord, man, ek het nie die vaagste benul waarvan jy praat nie. Eensklaps, terwyl hy nog besig is om te praat, het daar 'n haan gekraai. Die Here het omgedraai en Petrus stip aangekyk. Petrus het die Here se woorde onthou, toe hy aan hom gesê het, voordat die haan nog vannag kraai, sal jy 3 keer ontken, dat jy my ken. En Petrus het buitentoe gegaan, en onbedaarlik gehuil. Dis die woord van God. Wat weet ons van Petrus? Wel, ons weet 'n redelike klompie goed vanuit die evangelies. Ons weet dat sy broer Andreas, wat hom na die Here toe lei. Ons lees daarvan in Johannes 1 vers 40. Andreas, Simon Petrus se broer, was een van die 2 disippels wat dit van Johannes gehoor het en wat Jesus gevolg het. Hy kry toe eers sy eie broer Simon en hy sê vir hom, ons het die Messias, wat as dit vertaal word gesalfde beteken, gekry. Hy het Simon na Jesus toegeneem. Jesus het betekenisvol na hom gekyk en gesê, jy Simon, die seun van Johannes, jy sal van nou af Sefas, wat as Petrus vertaal word, genoem word. Ons weet ook dat Andreas en Petrus het Jesus dadelik gevolg, toe Jesus hulle roep om sy disipel te wees, Matteus 4 vers 18. Ons weet ook dat toe daar 'n storm op die see was en Jesus in die storm na hulle toe aangekom het, Matteus 14 vers 28, het Petrus gesê, Here, as dit U is, sê net, roep my en dan klim ek uit die boot uit. En toe roep die Here hom en toe klim hy uit die boot uit en toe loop hy op water. Ons weet ook dat Petrus by Caesarea Philippi, toe Jesus vir sy disippels uitgedaag het en vir hulle gevra het, maar julle, wie sê julle is ek? Dat Petrus toe as leier na vore tree en dat hy ondubbelsinnig sê, U is die Christus, die seun van die lewende God, en dat Jesus sê, jy's geseënd. En gee aan hom 'n besondere plek. Matteus 16 vers 17 tot 19. Jesus het hom geantwoord, gelukkig is jy, Simon seun van Jona, want my hemelse Vader het dit aan jou bekend gemaak. Hierdie wete het jy nie van enige mens ontvang nie. Ek verklaar nou vir jou, jy's Petrus. Op hierdie rots sal ek my kerk oprig, en al die magte van die doderyk sal dit nie oorwin nie. Ons weet ook die donderdag aand voor Jesus se kruisiging, ons lees daarvan in Matteus 26, dat Petrus sweer dat hy sal by Jesus staan selfs tot die dood toe. Vers 33 sê Petrus verseker vir Jesus toe, al laat almal u in die steek, ek sal dit nooit doen nie. Jesus antwoord hom, glo my Petrus, vannag nog, voordat die haan kraai, gaan jy 3 maal ontken dat jy my disipel is. Petrus sê toe vir hom, al moet ek saam met u sterf, ek sal dit beslis nie doen nie. Ons lees ook in Johannes 18 vers 10, dat toe Jesus gevange geneem word, toe pluk Petrus sy swaard uit, en hy kap Malchus se oor af.
En ons weet dat toe al die disippels gevlug het, die res van Johannes 18, is dit net Petrus en Johannes wat so op 'n afstand gevolg het, om te gaan kyk wat word van Jesus en wat doen hulle met Jesus. Maar daar's ook 'n ander kant van Petrus. En eintlik al die positiewe goed wat van Petrus gesê word, het ook 'n teekant, want Petrus het eintlik twee kante aan sy lewe. Ja, daar by Caesarea Philippi, net nadat hy bely het dat Jesus is die Messias, die Seun van God, en Jesus gesê het, jy's gelukkig, want my hemelse Vader het aan jou bekend gemaak, dan praat Jesus oor sy lyding en dat hy gaan sterwe, en dan neem Petrus hom een kant en dan berisp Petrus hom. Dan sê Petrus vir hom, mag God dit verhoed, dit sal nooit met u gebeur nie. Soveel so, dat Jesus vir hom sê in Matteus 16 vers 23, gee pad agter my jou Satan, jy maak dit vir my bitter moeilik. Jy dink soos mense dink, nie soos God nie. Ons weet dat toe Petrus daar op die see loop, dat hy op 'n stadium skielik die groot golwe sien en dat hy bang raak en dat hy begin sink en besig was om te verdrink en dat Jesus hom uit die water moes optel en hom red, Matteus 14 vers 30. Ja, toe Jesus gevange geneem is, het Petrus saam met Johannes hom gevolg en Petrus het daar in die binnehof gaan staan om te kyk wat met Jesus gaan gebeur. En terwyl hy daar by die vuur staan, lees ons dat hy gekonfronteer word. Onder andere in een van die ander evangelies sê oor sy spraak. Iemand sê, maar ek het gehoor hoe hy praat, hy's 'n Galileër. Kyk, ons weet mos nou hoe werk dit, né? Jy hoef net jou mond oop te maak, en weet hulle waar kom jy vandaan. Maar hulle sê, hy's 'n Galileër. Ek bedoel, dit gee hom weg. En 3 keer. 3 keer ontken hy heftig. Jy moet oplet, in die gedeelte wat ons gelees het, sê dit was met tussenposes. Die laaste ene was 'n uur later. So dis nie op die ingewing van die oomblik. Hy het nie kans gehad om te dink nie. Jy weet mos hoe gebeur dinge, né? So. Jy het nie eers kans om te dink, ja, besef jy, wow, dis verby. Maar by die tyd verloop. Hy het tyd gehad om te dink. En 3 keer. Sê ken hom, die waarheid, hy vloek selfs. Dis ook nie snaaks nie, want hy was 'n visserman. Matteus 26 vers 74, daarop het Petrus hewig begin vloek. Dis nou die leier disipel, okay? Het hy hewig begin vloek en gesê, ek sweer voor God, ek ken hierdie man hoegenaamd nie. En onmiddellik het die haan begin kraai. Sekerlik die laagtepunt in Petrus se lewe, die nag, wat hy waarskynlik nooit sou vergeet nie. Juis omdat hy net 'n paar ure tevore deur Jesus gewaarsku is dat hy hom gaan verloon. En Petrus onthou nog so goed hoe verontreg en te nagekom hy gevoel het. Om die waarheid te sê, hy was eintlik kwaad vir Jesus. Hoe kon Jesus so iets van hom dink? Hoe kon Jesus so iets van hom sê? Hy's die leier. Hy sal by Jesus staan. Hy onthou nog hoe hy vir Jesus gesê het, Here, hierdie oues, hulle kan almal van die weg vlug. Hulle kan nie almal in die steek laat. Maar ek sal dit nooit doen nie. Ek sal saam met u sterf. En nou? Nou lê alles te skerwe. Hy was so seker, hy was so vasbeslote. En hy het absoluut misluk, hy het liderlik geval. Daarom, in Lukas staan, dat hulle vir Jesus uitgevat het, op daai oomblik, toe die haan kraai, het hulle vir Jesus so in 'n gangetjie uitgevat, wat oop was na die binnehof toe.
En op dieselfde oomblik vang Jesus se oog Petrus se oog. En die oomblik toe dit gebeur, toe breek daar dood eenvoudig iets in Petrus. Lukas 22 vers 61 sê, die Here het omgedraai en Petrus stip aangekyk. Petrus het die Here se woorde onthou toe hy aan hom gesê het, voordat die haan nog vannag kraai, gaan jy 3 keer ontken dat jy my ken. Daardie kyk waarmee Jesus hom daar aangekyk het. Dit was nie 'n kyk van minagting, of van verwyt, of selfs van, ek het jou mos gesê nie. Nee. Het was 'n kyk met soveel liefde, soveel deernis. Daardie selfde liefde en deernis wat Jesus altyd vir hom gehad het, ten spyte van al sy foute. Hy onthou hoeveel keer het hy misluk en hoeveel keer het Jesus maar net weer met liefde na hom gekyk en hom net weer nog 'n kans gegee. Maar hierdie keer het daai liefdevolle kyk sy hart deurboor en net eenvoudig sy hart oopgeruk. En hy het na buitekant toe gestorm. En hy het gehuil. En hy het gehuil en hy het gehuil. Hy het sy hart uitgehuil. Hy het gehuil oor sy swakheid, oor sy foute, oor sy onvermoë, oor die feit dat hy so vas en seker was, maar dit nie kon toe nie. En hy het dit geweet. Ek kan nie. Daarom moes die kruisiging waarskynlik vir Petrus ekstra verskriklik gewees het. Ons lees nêrens in die evangelies van Petrus by die kruisiging. Persoonlik glo ek hy was daar. Maar ek het die idee hy het ver weg gestaan met 'n swaar hart en met 'n swaar gemoed. Want hier hang sy Messias, die Seun van God. Die een vir wie hy so lief gehad het. En hy het nooit kans gekry om vir hom te sê ek is jammer nie. Hy het nooit kans gekry om die saak met Jesus uit te praat nie. En hy kan dit nie nou doen nie. Nie terwyl Jesus in hierdie onmenslike pyn verkeer en terwyl hy ly daar aan die kruis nie. Daarom ly Petrus saam met Jesus. Maar Petrus ly oor sy eie foute. Hy ly oor sy eie sondes en gebreke. Petrus ly omdat hy bewus is dat hy niks kan doen om die saak reg te maak. Dit is verby. Dit is te laat. Dit moes vir hom so absoluut finaal gevoel het. Daarom staan daar, toe hy daar uitgestorm het, dit was nag, dit was donker. En dan, die Sondagoggend, dan kom die vroue daar by hulle aan. En dan sê die vrou, hulle was by die graf en die klip is weggerol. En Jesus is nie in die graf nie. En hulle sê, 'n engel het aan hulle verskyn. En die engel het aan hulle gesê, hulle moet vir die disippels sê, dat Jesus gaan hulle vooruit en hy wag vir hulle in Galilea. Maar hulle sê, die engel het gesê, sê vir die disippels, en in die besonder vir Petrus, die Here gaan julle vooruit. Markus 16 vers 7. Maar gaan sê vir sy disippels en in die besonder vir Petrus, hy gaan julle vooruit na Galilea toe, daar sal julle hom sien soos hy gesê het. Regtig?
Rarig, het die engel rarig my naam genoem. Het die engel rarig gesê, Petrus, wil die Here my sien? Het hy my naam genoem, Petrus, ja, dis vir jou. Die Here wil jou ontmoet. Die Here wil 'n pad met jou loop. En daarom hardloop Petrus self na die graf toe. Want hy wil self sien, ons lees dit in Lukas 24 vers 12. En as hy by die graf kom, dan sien hy die steen is weggerol, hy sien die graf is leeg, die liggaam is weg. Wat het nie alles deur sy kop gegaan nie? Jesus het opgestaan, dis soos wat hy gesê het, hy leef, Jesus leef. Maar hoe gaan ek hom ooit weer in die oë kan kyk? Jesus leef. Maar wat dink hy van my? Wat gaan hy vir my sê? Ek moet Galilea toe gaan, maar hoe gaan ek hom in die oë kyk? En dan kom maar 'n dag by die see van Galilea. Nadat Jesus vir 'n visgaar gemaak het op die strand, dan vat hy Petrus een kant toe. En dan praat hy met Petrus. Wat gaan Jesus nou vir hom sê? Ons lees wat Jesus vir hom gesê het. Johannes 21 vers 15 tot 19. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy hom. U weet dat ek lief het. Hy sê vir hom, laat my lammers wei. Jesus vra hom toe 'n tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom, u weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, pas my skape op. En Jesus vra hom toe 'n derde keer, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? En Petrus het bedroef geraak, omdat Jesus vir hom die derde keer gevra het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles. U weet ook dat ek u lief het. Toe sê hy vir hom, laat my skape wei. Dit verseker ek jou, toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil. Maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Dit het Jesus gesê. En daarmee aangedui deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. Daarna sê hy vir hom, volg my. Wanneer Jesus uiteindelik met Petrus praat, dan vra hy nie vir hom, het jy nou jou les geleer? Verstaan jy nou dat jy nie so trots op jouself moet wees nie? Verstaan jy nou jou feilbaarheid? Is jy bereid om te erken dat jy verkeerd gedoen het? Niks. Al wat Jesus vir hom vra. Petrus, het jy my lief? Het jy my regtig lief? Het gaan oor jou verhouding. Het gaan net oor jou hart. Het jy my lief? En dan herstel Jesus vir Petrus in sy amp. En dan gee hy vir hom nuwe opdragte en dan sê hy vir hom, volg my. Wat sê dit vir ons? Kom ek noem vir u net 'n paar goed. Ek dink sekerlik een van die voor die hand liggende is die feit dat Jesus, dat God mense, gewone mense gebruik in sy diens en in sy kerk. Onvolmaakte mense.
Mense wat foute maak, mense wat soms liderlike, reuse groot foute maak. Maar dit diskwalifiseer my nie om 'n disipel en selfs 'n leier vir Jesus te wees nie. Jy moet dit hoor. Ek dink dit vra van ons dat ons ook moet leer om in die kerk met genade en met liefde na mekaar te kyk. Selfs wanneer iemand liderlike groot foute maak. Selfs vloek en sê ek ken Jesus nie. Dat ons moet leer om met God se genade na mense uit te reik en mense kansse te gee. Ek dink daar's 'n tweede aspek en dit is dat ek moenie te seker wees van myself, selfs van my geloof en wat ek alles vir Jesus en vir die koninkryk gaan doen. Ek dink hierdie gedeelte wil ons leer om eerder nederig te wees. Om bewus te wees van my eie swakheid en feilbaarheid en terselfdertyd bewus te wees van Satan se aanslag teen my lewe, getuienis en optrede. Moet dit nie onderskat nie, asseblief nie. Petrus het dit onderskat. Sy eie feilbaarheid en Satan se aanslag en hy het liderlik bloedneus gekry. Moenie. Dit gaan gebeur. Satan is op die uitloop. Hy kyk net wat hy kan doen. Paulus sê, die wat meen dat hulle staan, moet pas op, dat hulle nie val nie. Daar's 'n derde aspek en ek dink dit is so belangrik, dat ons regtig 'n hart moet hê wat kan huil. So belangrik dat ons moet bereid wees om te besef wanneer ek 'n fout gemaak het, wanneer ek gesondig het en wanneer ek God teleurgestel het. Dit is so belangrik om opregte berou en belydenis te hê, om te kan oopbreek en oopskeur. As jy gaan luister na laasweek se boodskap, sal jy sien dis die groot verskil tussen Judas en Petrus. Dis nie wat hulle gedoen het nie, dis nie wie hulle was nie. Dis wat daarna gebeur het. Petrus kon sy hart oopskeur, hy kon huil en huil en huil. Hy het ware berou gehad. Ongelooflik belangrik, eerder as om jouself te probeer verdedig, om sondes te probeer wegpraat en weg te redeneer. Ek dink die vierde aspek, hierdie gedeelte wil vir ons uitnooi, om opnuut weer na die kruis op Golgotha te kyk. En as ek na die kruis kyk, om Jesus te sien hang en te weet, Jesus hang daar vir my, en hy hang daar vir my foute, my tekortkominge. Ja, hy hang daar vir die sondes van die wêreld, maar hy hang daar spesifiek vir my sondes. Petrus was diep bewus daarvan. So belangrik dat ek en jy dit ook hierdie Paastyd aangryp. Jesus se sterwe is vir my. Maar dit wil dan sê, vyfdens, dat ek moet besef dat Jesus het klaar en volledig betaal vir al my sonde, al my foute, al my mislukkings, al my tekortkomings. Maak nie saak hoe groot dit is nie, maak nie saak wat ek self daarvan dink nie, maak nie saak wat die wêreld daarvan dink nie. Jesus het klaar daarvoor betaal, dis hoekom hy aan die kruis gesterf het. En watter sonde, fout ek ook al gemaak het, kan nooit my verlossing of my roeping uitkanselleer nie. Ek wil hê jy moet dit mooi hoor. Ons wil graag mense uitkanselleer.
As ouens hierdie of hierdie fout gemaak het, dan kan hy nie 'n Christen wees nie, né? Kyk, as ou daarom vloek en sê ek ken Jesus nie, dan kan hy nie 'n Christen wees nie, né? Kom. As jy weet van 'n kerkraadslid wat dit gedoen het in 'n pub, wat gaan jy sê? Hy's nie 'n Christen nie. Definitief nie. Geen sonde wat ek doen kan my verlossing of my roeping uitkanselleer nie. Want Jesus het daarvoor betaal. Aan die kruis op Golgotha. Maar wat belangrik is dat ek moet weer terugkom in die teenwoordigheid van Jesus. Dat ek moet terugkom. Berou hê en terugkom. Nie wegvlug of wegkruip soos Adam nie. Ook nie soos Judas. Opgee en gaan selfmoord pleeg nie. Maar dat ek terugkom na Jesus toe. Al is dit hoe moeilik om Jesus weer in die oë te kyk. Maar dat ek terugkom. En as ek terugkom na Jesus toe, al voel ek hoe sleg, al voel ek hoe stikkend, dan gaan ek ervaar dat Jesus vir my net een vraag vra. Daar's net een ding wat hy van my wil weet, en dit gaan oor my verhouding met hom, en dit gaan oor die vraag, is jy lief vir my? Hoe's jou hart? Is jy lief vir my? En dan ervaar ek dat die Here my weer heraanstel. En dat hy my kragtig gebruik. Daar's 'n laaste aspek, en dit was nou nie in die gedeeltes wat ons gelees het nie. Maar ons moet besef dat juis die vervulling met die Heilige Gees in Pinksterdag het 'n reuse verskil gemaak in die lewe van Petrus. Waar in die evangelies ons Petrus op en af sien. Na Pinksterdag word hy vervul met die Gees. En hy preek en 3000 mense kom tot bekering. Kort daarna verskyn hy voor die magtige Joodse raad, hulle wat Jesus veroordeel het en uitgelewer het. En hulle dreig hulle en hulle sê vir hom, jy beter stil bly. En as jy nie stil bly nie, dan gaan jy doodgemaak word. En hy sê, julle moet maar self oordeel. Of 'n mens aan mense of aan God die gehoorsaamste moet wees, maar wat my betref, ek kan nie stil bly oor die dinge wat ek gesien en beleef het. Ek sal ander getuig. 'n Totaal ander Petrus. Die werking van die Heilige Gees in my en jou lewe. Solank ons net nie dink dat die vervulling met die Gees hom volmaak gemaak het nie, want selfs na dit het hy nog steeds geworstel. Ons lees daarvan in Handelinge 10, dat die Here 3 keer om 'n visioen moet gee voordat hy die heiden Kornelius gaan besoek en hom doop. Ons sien dat Paulus in Galasiërs 2 vers 11 tot 15 dit duidelik stel dat hy vir Petrus moes aanspreek, omdat Petrus gehuichel het en omdat wat hy gedoen het verkeerd was. God se genade is groter as enige fout. Ons moet net onthou, ons is nie supermense nie. Niemand. Selfs na vervulling met die Heilige Gees is ek steeds nie immuun teen sonde of teen Satan se aanvalle nie. Maar God se genade is altyd groter. Mag God gee dat ek en jy nooit sal kom op 'n punt waar ons dink, dit sal my nooit oorkom nie. Maar mag ons ook nooit kom op 'n punt waar ons dink, dis verby, dis klaar, dis te laat. Daar kan niks aan gedoen word nie, want daar kan. Kom net in Jesus se teenwoordigheid. Gee oor aan hom en hy herstel jou. Amen. Almagtige God, Here, dankie dat ons so voor U kan staan. U ken ons hart. Here, U ken ons hart. Ek wil eintlik soos Petrus sê, Here, U weet alles. U weet alles. En dankie dat U wat alles weet, die een is wat ons liefhet, en wat ons herstel, en wat ons totaal kon vergeef. In Jesus naam. Amen.